Hallo julle, kom ons lees. Gertjie. Gertjie se uitstappie. Dis 'n mooi herfsoggend. Die son kom op en skyn op 'n klein valleitjie. Daar aan die oewer van 'n rivier is 'n plaas. Op die plaas bly al die diere gelukkig saam, maar dis nog baie vroeg. Almal slaap nog. Dis net die voeltjies wat al vrolik sing. Vir mamma eend is dit vandag 'n belangrike dag. Sy gaan haar kuikens vir die eerste keer dam toe neem om te leer swem. 2 van haar eendjies baljaar vrolik in die water, maar die derde eendjie, Gertjie, is glad nie lus vir swem nie. Dis te koud, kerm hy. Mamma eend wil hom nie dwing nie. Bly nog 'n rukkie hier op die wal, sê sy. Terwyl mamma eend haar ander 2 kuikens leer duik en kos soek, drentel Gertjie na die stroompie toe. "Hoi, wie's jy?" vra Gertjie vir 'n snaakse diertjie wat op 'n klip sit. "Jy lyk glad nie soos 'n eend nie." "Ek is nie 'n eend nie, ek is 'n padda. Kom speel saam met my. Kyk, ek spring van klip tot klip. Dit is groot pret." En daar trek hy, hop, hop, hop. "Dit lyk na vetpret. Ek wil dit ook probeer," dink Gertjie. Hop, hop, 1 klip, 2 klippe. O, wêreld, die klip is seepglad. En hy verloor sy balans. Plons val hy in die water. Nou moet hy swem. Gertjie hou dadelik van swem. Die water is lekker warm en die stroompie kielie hom 'n bietjie. Dis baie beter om hier te swem as op 'n ou vervelige plaasdam, dink Gertjie. Terwyl die skape na hom kyk, dryf Gertjie saam met die stroom al verder en verder van die plaas af. Die stroompie loop in 'n groter rivier in. Gertjie kyk met groot oë na die vreemde wêreld om hom. Hy kom nie agter dat dit laat raak en dat hy die plaas nie meer kan sien nie. 2 hasies sien vir Gertjie verbydryf. Die eendjie is heeltemal te klein om so alleen te swem, sê die een hasie. "Waar sou hy vandaan kom?" vra die ander hasie. Gertjie word honger. Dis tyd om huis toe te gaan, dink hy. Hy begin rondkyk. Hy weet nie waar hy is nie. "Meneer Eekhoring, het jy miskien my mamma en my 2 boeties op die dam gesien swem?" vra hy. "Nee jong," sê die eekhoring, "hier rond is daar nie 'n dam op die plaaswerf nie." Nou raak Gertjie erg bekommerd. Gertjie klim teen die rivierwal uit. Daar staan 'n trop koeie rustig en wy. Hulle het ook nie sy ma gesien nie. "Gaan terug na die rivier toe en swem in die rigting waar jy vandaan gekom het. Dan sal jy die plaas kry," sê hulle. "Dis 'n goeie plan," sê Gertjie. Dis moeilik om stroomop te swem. Gertjie besluit om al met die rivierwal langs terug te loop. Hy is nog klein en sukkel om tussen die hoë gras deur te vleg. Dit begin donker word. Gertjie kan nog nie die plaaswerf sien nie. Hy begin moed verloor. Die maan en sterre blink in die swart hemel. Gertjie is pootheid. 'n Groot traan rol oor sy wang en hy snik saggies. 'n Ou uil wat op 'n boomtak sit, sien die klein eendjie. "Hoekom huil jy?" vra die uil vriendelik. "Vertel my waar jy vandaan kom. Miskien kan ek jou help." Gertjie vertel vir uil alles wat met hom gebeur het. "Ek sal jou help om die plaas te kry," sê uil. "Klim op my rug, dan vlieg ons al met die rivier langs." Die wêreld lyk vir Gertjie baie mooi. Bo van uil se rug af, hy sien die bos, die weiveld en die kronkelende rivier. Skielik herken hy die plaaswerk. "Daar is dit," skree hy, "maar al die ligte is dan af." "Hou net moed," sê uil, "ons is amper by jou mamma." Mamma eend en al die diere het die hele dag lank na Gertjie gesoek.
Nadat dit aand is, sit almal bymekaar in die skuur en hulle troos mamma Eend wat sonder ophou huil. Skielik hoor hulle 'n stemmetjie by die deur. "Mamma, is jy daar? Dis ek, Gertjie." Almal is verlig en bly dat Gertjie veilig tuis is. Die diere bedank Uil vir sy hulp, voordat hy weer na sy boom toe vlieg. Gee Uil vir mamma Eend en Gertjie 'n bietjie raad. "Van nou af sal jy altyd 'n oogie oor die stouter moet hou. Mevrou Eend en jy, Gertjie, moet leer om minder verstrooid te wees." "Ek sal dit nooit weer doen nie," beloof Gertjie vir sy ma. Hy gaan lê styf teen sy boeties, knus onder mamma Eend se vlerk, onder die blinksterre raak hulle gou aan die slaap.